Dit is woensdagoggend, die 12de November. Weereens 'n voorreg. Ek groet vir jou, jonk en oud, in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Geliefdes, as ons vanoggend so saam is ons natuurlik steeds met daai moeilike tema besig van gewoontes en gewoontevormings in jou lewe. Nou, ons gaan vanoggend bietjie kyk, hoe kan ek slegte gewoontes in my lewe verbreek? En natuurlik sê ons by voorbaat vir mekaar, dis onmoontlik om dit op jou eie aan te pak of te probeer doen. As God deur sy Heilige Gees, God die Heilige Gees jou nie help nie, jou nie bystaan nie, jou nie die insig gee nie, jou nie die vasberadenheid gee nie, jou nie die keuse laat maak nie, is dit 'n doeteenvoudige onmoontlike saak. En daarom kom ons begin vanoggend met 'n gebed. Here onse Here, dankie dat U verstaan dat daar gewoontes in ons lewe ingeslyp het. Dikwels deur die bose ook so in ons lewe ingebring is, dat ons eintlik slawe geword het, vasgevang geraak het in gewoontes wat kontraproduktief, negatief en sleg inwerk op ons menswees, op ons gesondheid, op ons geestelike lewe, op ons verhoudings en op ons verhouding met U. Here, en volgend wil ons vra dat U ons nuwe gewoontes mag bring, deurdat ons hierdie ou gewoontes wat nie deur U in ons lewe goedgekeur word, laat ons dit sal aanspreek en kan afkeer en kan breek. En Here, wil U ons daarom deur die Gees daarmee naby wees, staan ons by, want sonder U te vergeefs. Dankie Here dat ons dit mag vra en dat daar by ons 'n opregtheid en 'n egtheid is om dit na te streef. Ons bid dit in Jesus se naam vir mekaar, deur die Heilige Gees. Amen. Nou ja, ek wil graag so vanoggend met jou 'n paar stappe deel, liewe oumas, oupas, mamas, papas, jong mense, selfs kinders, nee. Kom ons kyk, hoe kan 'n mens van hierdie slegte gewoontes in jou lewe bietjie breek? En ons gaan môre daarop voortbou. Kom ons begin deur te sê, kom ons stel vas of die gewoonte nog daardie beloning inhou wat jy aanvanklik daaruit gekry het. Ek wil jou uitdaag, maak selfs 'n ou lysie van hierdie belonings wat jy uit hierdie slegte gewoonte of gewoontes kry en probeer dan vasstel hoe dit jou laat voel en waarom jy nog steeds daarmee sou wou aangaan. Dan, ons is vanoggend op 'n lysie ekspedisie. Ek wil jou uitdaag om 'n tweede lysie te maak van die slegte gevolge van hierdie gewoontes op jou gesondheid, op jou geluk, op jou verhoudings, op jou huwelik, op jou gesin, op die mense om jou. Kyk 'n bietjie na die uitwerking van hierdie slegte gewoontes in jou lewe en kyk hoe dit impakteer, selfs op jou werksvermoë, op jou Christendom en op jou roeping as gelowige. Maak daai lysie en mag die Gees jou daarmee naby wees. Dan kom ons maak 'n derde lysie. Maar dit is omtrent lysies. Maak verder 'n lysie van die langtermyn gevolge wat hierdie slegte gewoonte vir jou inhou. Waar gaan hierdie gewoonte jou op die einde van die dag laat opeindig? Dit is 'n harde een, 'n moeilike een, nee. Want ons slegte gewoontes eindig 10-1 dikwels op in chaos en selfs in die dood. En besluit dan of jy daarmee wil volhou en of jy dit wil beëindig. En dan wil ek jou uitdaag, vra die Heilige Gees, stel 'n plan van aksie op en dat die Here jou daarmee help. Hoe? Die Here gee mense ook, want die Here werk met mense deur mense. Sê vir iemand van hierdie besluit van jou. Want anders gaan dit net doeteenvoudig te maklik wees om van plan te verander. Maar as iemand jou dan ook verantwoordelik kan hou en tot verantwoording kan bly roep, dan help dit. Bring dit na die Here toe en vra dat die Here vir jou mense en vriende, goeie vriende en vertrouelinge in jou lewe sal wys wat sal verstaan as jy met hierdie gewoonte wil breek en hoekom jy daarmee wil breek
en dat hulle jou ook daarin naby kan wees. Vir vanoggend, tot sover, want dis nou al 'n klomp lysies, nê? Liewe kinders, jong mense, studente, oupas, oumas, ek bid uit my hart uit, dat hierdie gewoontes wat jou lewe negatief beïnvloed, deur die Here vir jou op 'n besondere manier verander word. En natuurlik bid dit ook vir my, moenie dink dat ons as dominees nie ook slegte gewoontes oor jare aangeleer het nie. Ons bid dit vir mekaar. In Jesus se naam, die koning van ons lewe. Amen.